Matteus 16 vers 25 tot 26 sê, want wie sy lewe wil behou sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? En nou dat ons verby die nuuskierigheid beweeg het, tot die oortuiging gekom het en ons lewens toegewy het aan Jesus Christus, nou kan hy ons gebruik. Een van die eerste bekommernisse is egter, dit gaan my en jou iets kos. Wat gaan ek en jy dalk moet opgee wat ons nie regtig wil opgee nie? Want jy sien, Jesus gee ons vandag so 'n bietjie perspektief in hierdie skrif. Ons moet ons gedagtegang verander en in plaas van fokus op wat ons gaan verloor of oor wat ons dalk gaan moet prysgee, moet ons begin dink aan wat ons op die ou end gaan kry daardeur. Sien, die jong seun wat die visse en die brood gegee het, het nie gestres daaroor nie. Dalk was dit sy gesin se aandete. Hy het alles gegee. Jesus het dit geneem en geseën en op die ou end gee hy vir die jong man 12 mandjies vol oorskiet. Verseker 'n groot opbrengs op sy belegging. Hou niks terug van Jesus af nie. Hy het gekom om lewe te gee en lewe in oorvloed. Hy sal niks van ons weerhou nie. As ons lewens en alles wat vir ons van waarde is vir hom gee, sal hy blessings oor ons uitstort wat meer as genoeg sal wees vir my en jou. Abba Vader, dankie vir hierdie ongelooflike belofte in die woord. Here, wil U gee dat ons alles sal oorgee. En dankie vir U blessings wat ons elke dag uit U hande uit ontvang. In Jesus se naam. Amen.